Broers en susters, ek wil graag net vanmôre vir hierdie boek net weer onder julle aandag bring, die Meesterplan, die boek van Dr. Frans Hanke. Dit is 'n boek wat 'n inhoud het wat vir my persoonlik in my eie lewe ongelooflik baie beteken het. 'n Mens kom maar 'n lang pad met jou verhouding met die Here en ook as predikant en dit wat jy verstaan en in dit wat jy verkondig. En vir baie lank was dit wat op die ouend in hierdie boek vervat is reeds deel van my lewe van af die jong predikant wees. En dit ek later vir Frans Hanke raak geloop en hy het op so 'n wonderlike manier die basiese waarhede wat vir my ook uitgestaan het uit die Bybel, het hy bymekaar gebring deur sy navorsing oor die kerk en 'n gemeente wat op die ouend regtig 'n verskil maak in die wêreld, 'n gemeente wat anders is. En dit wat uit sy navorsing na vore gekom het, is op die ouend in hierdie boek saamgevat. En omdat dit nou al my aanloop was, voordat ek in sy paadjies met mekaar gekruis het, is dit soveel vir my persoonlik 'n bevestiging dat die inhoud wat in hierdie boek vervat is, die teologie wat in hierdie boek vervat is, help vir ons om die Bybel, die groot prentjie van die Bybel, te kan verstaan. Wanneer ek ook al waar in die Bybel lees, dan weet ek, dit wat ek lees, is nie maar sommer ietsiekie net hier nie, maar dit pas uiteindelik in hierdie groot raamwerk in. Daarom het ek dan ook goed gedink dat ons hierdie nuwe kerklike jaar, die vorige een wat ons gevolg het, was die skriflesings baie gewees per dag en dit het eintlik baie lank tyd in beslag geneem as 'n mens regtig die leesrooster wil volg. En ek het, jy sal onthou, het ek 'n opname gemaak en die meerderheid van lidmate het gevoel dit is bietjie te lank. Ons wil graag iets hê elke dag om te lees wat korter is. En dit het op die ouend dan aanleiding gegee daartoe dat ek besluit het dat ons in die kerklike jaar wat nou volg, dat ons gaan kyk na hierdie kan ek maar sê samevatting van die woord van die Here. Hoe al hierdie groter temas in die Bybel, hoe dit op die ouend bymekaar kom en hoe dit bymekaar inpas, om dit in hierdie kerklike jaar deur te werk. Dit is dan ook in die Bybelleesrooster. As u nou die Bybelleesrooster volg, dan sal u sien dat elke week se tema is uiteindelik ook temas wat in hierdie boek aan die orde kom. So daarom wil ek graag hierdie boek maar weer 'n keer vir u aanbeveel. Hy is by die kerkkantoor beskikbaar, R285. En die Bybel, die boek gaan ek in elk geval dan nou so gedeeltelik behandel. U sal nou sien dat selfs die kerkalmanak wat u kry, gaan hierdie voorblad hê en dit versimboliseer as dit ware iets van die hooftema vir ons kerklike jaar. Nou u weet al van verlede jaar af kom ons as gemeente met die fokus daarop om te sê, maar ons in hierdie tyd waarin ons leef, op hierdie tydstip waar ons onsself as 'n gemeente bevind, wat so al minder word en kleiner word, wat is die Here se plan en die Here se wil ook vir ons, spesifiek as 'n gemeente ook gesamentlik, maar natuurlik ook in ons eie individuele lewens. En toe dit nou na vore gekom te sê, maar dit is tyd vir ons as 'n gemeente om saam regtig stil te word voor die Here. En saam in persoonlik, hier waar ons bymekaar is, maar ook in ons persoonlike omgang met die Here, ook te hoor en te luister, wat is die Here se paadjie ook vorentoe vir hierdie gemeente van hom. En ons wil graag nou vir 'n tweede jaar vra dat u hierdie pad saam met die kerkraad sal loop, dat dit 'n tyd sal wees waarin ons regtig eerlik ook vir die Here sal vra, wat is sy paadjie ook vir hierdie gemeente van hom, om uiteindelik dan ook te kan doen dit wat hy van ons vra. Nou hierdie prentjie is vol simboliek. U sal, as u nou die almanak gekry het, dan kan u maar net onder die maande, die onderblad van die almanak, sal u die verduideliking sien van die simboliek van hierdie prentjie. Ek kan maar net in kort sê dat dit gaan maar net daaroor om te wys hoe iemand wat die Here ken, 'n gelowige, dit sou ook simbolies kon wees van die kerk, die persoon in die kanoe, hoe ons die lig en die woord wat van God afkom, van Christus af, jy sien daar die kruis,
om saam met die stroom van God se genade te beweeg, om sy liefde en herstel na die wêreld uit te dra, die persone wat daar op die kant staan, dat ons as gemeente ook saam dryf met God se genade die wêreld in, om die lig wat ons in Jesus het, om dit uit te dra, uit te deel in die wêreld. So, as dit moontlik is, skaf die boek aan. Ons gaan, jy sal dit baie maklik eintlik kan volg. Sommige mense sê die boek lees so 'n bietjie moeiliker, omdat dit so vol van waarhede en vol van feite is. Maar wat nou gaan gebeur is dat deur die tema wat elke Sondag aan die orde kom, en ons gaan ook nog elke 6 weke vanaf die 29ste Januarie, elke 6 weke 'n aanlyn Bybelstudie hê, waar jy net maar in jou pyjamas of waar ook al kan inskakel op jou foon en deel wees ook van 'n uurlange moment elke 6 weke, waar ons dan ook wat ons sover behandel het ook net weer by mekaar sal knoop. So jy hoef nie die boek so met eens deur te lees nie. As jy maar so stukkie vir stukkie lees soos wat ons aangaan, dan gaan dit ook vir jou van baie waarde hê. So wat my betref is dit 'n belegging om dit ook te kan hê.